Het jy al ooit gewonder hoe jy jou stilte tyd meer betekenisvol kan maak? Daar is soveel dinge wat jy in jou tyd met die Here kan doen, maar die twee belangrikste is om te bid en tyd in sy woord te spandeer. Psalm 119 vers 130 sê, wanneer u woorde vir mense oopgaan, bring dit lig. Dis 'n wonderlike belofte van die Here. Ongelukkig is baie van ons maar skrikkerig om self ons Bybels te lees en te studeer, omdat ons bang is, ons gaan niks verstaan nie. Vandag wil ek dan met jou gesels oor volg. 'n maklike metode wat jy kan gebruik wanneer jy tyd met die Here in sy woord spandeer, sodat hy jou kan help om self die waarhede in sy woord te ontdek. Volg is 'n akroniem wat staan vir die 4 stappe wat jy gaan gebruik, so dit maak dit maklik om te onthou hoe dinge op mekaar volg. Volg die Here deur die woord. Nadat jy besluit het deur watter boek van die Bybel jy gaan werk, begin deur dit van voor tot agterdeur te lees. Verkieslik die hele boek op een slag. Maak ook seker jy weet wie die boek geskryf het, vir wie dit geskryf is en ook watter tipe boek dit is. Al hierdie dinge is belangrik vir konteks. Onthou om al hierdie inligting neer te skryf, sodat jy agterna weer daarna kan verwys, indien nodig. Nou dat jy die boek deurgelees het en al die ander inligting bymekaar het, is dit tyd om die Here deur die boek te volg, sodat hy jou die waarhede in sy woord kan leer. Vra God se leiding. Begin altyd jou tyd in die Bybel met gebed. Vra eenvoudig vir die Here om jou te lei en vir jou sy waarheid te wys. Johannes 14 vers 26 sê dat die Heilige Gees ons leer en herinner aan alles wat Jesus vir ons geleer het. Moenie hierdie stap oorslaan nie. Ondersoek die teks. Skryf die verse wat jy bestudeer, woord vir woord in jou joernaal neer. Dit help jou om stadiger te lees en regtig aandag te gee aan wat daar staan. Dink ook na oor dit wat jy gelees het. Wat gebeur in die gedeelte? Wie's betrokke? Wat is die boodskap wat die skrywer vir die oorspronklike lesers wou deurgee? Skryf al hierdie dinge in jou joernaal neer. Let op die lesse. Die volgende stap is om te kyk watse lesse jy uit die gedeelte kan leer. Die belangrikste dinge wat ons uit die Bybel kan leer, is lesse oor God. Vra jouself dus, wat leer hierdie gedeelte my oor God? Skryf dit neer. Soek ook ander lesse. Is daar dalk 'n belofte om aan vas te hou? 'n opdrag om te gehoorsaam? 'n sonde om te vermy? Hoe pas hierdie gedeelte in by die res van die Bybel? Skryf al die lesse wat jy leer in jou joernaal neer. Gaan en wees 'n doener van die woord. 'n mens lees of studeer nie die Bybel net sodat jy meer daaroor kan weet nie. Jy doen dit sodat die Here dit kan gebruik om jou te verander en meer soos Jesus te maak. Daarom is dit baie belangrik om te kyk hoe jy die lesse wat die Here jou uit die gedeelte leer in jou lewe kan toepas. As die Here jou iets omtrent homself geleer het, skryf dan neer hoe jy van nou af gaan leef in die lig van wat jy oor hom geleer het. Stel vir jouself 'n aksieplan op. Kyk ook na die ander lesse wat jy geleer het en dink na oor hoe jy hulle in jou daaglikse lewe, jou verhoudings, by die werk ensovoorts kan toepas. Maak seker dit wat jy skryf is van toepassing op jou eie lewe en dat dit iets is wat jy sommer nog daardie dag of week kan doen. Hierdie metode is eenvoudig, maar kragtig. Dit help jou om nie net die Bybel te lees nie, maar dit te verstaan en toe te pas. Wil jy dalk die metode self probeer? Maak nou gerus 'n draai op Nader en Eenvoud se webblad en laai die gratis e-boek oor die metode af. Hou die boekie byderhand wanneer jy die Here deur 'n gedeelte in sy woord volg, sodat jy weet wat die verskillende stappe is. Die skakel na die blad is in die beskrywingsblok hieronder. En as die metode jou in jou stilte tyd help, deel dit dan met iemand anders. Gee die video ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer wenke en boodskappe. Baie seën vir jou en mag jy die Here beter leer ken en nader aan hom kom terwyl jy hom deur sy woord volg.